met 'n koolvuur van die altaar. Here, dat wanneer nou die woord sal aflewer, Here, gee vir ons geopende getuie. Opende ore vanmôre, Here, dat ons sal luister na wat die woord van God vanmôre vir ons te sê het. Here, hierdie week was dit die week van herlewing. Maar ons as kinders van God is baie keer, het ons nie die herlewing wat ons moet in ons hê, het ons nie, Here. En ek wil vra vanmôre dat U vir ons sal seën en ons sal salf vanmôre in die wonderlike naam. Amen. Ek gaan vanmôre vir U 2 stukkies lees. 2 versies. Eerste een is in Handelinge 2, vers 3. Dit is herlewing hierdie week. Herlewing word gevier. In die oppersaal was daar en die mense tot bekering gekom het en tale gepraat het. Halleluja. Hy sê vir ons Handelinge 2 vers 3, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. Lukas 12, net daai versie daar. Lukas 12 vanaf vers 49 sê vir my so mooi. Hy sê, ek het gekom om vuur op die aarde te werp. En nu wens ek dat dit al aangesteek word. Hy sê vir my, en nu wens ek dat dit al aangesteek word. En God het die vuur gestuur, maar hy vra, hy wens dit word aangesteek. Hy weet dat hy wil graag hê ons moet aansteek. Nou ek wil vanmôre gou vir julle net 'n prentjie skep. As jy my toelaat. Wie hou van braai? Die gemeente. Wanneer braai ons? Halleluja. Hoe maak jy 'n vuur? Ons kry vir daai prentjie. Jy vat die blits, dan breek jy hulle sulke stukkies, dan pak jy hulle op die plekke waar jy gaan vuur maak. Dis reg. Dan sit jy 'n paar klein fyn takkies neer. Dan gebruik jy of hout of kooltjies. Weet om Johannes baie lief vir die briquettes. Dan pak jy dit nou op. Dan vat jy nou 'n bietjie nog van daai, wat noem hulle die goed, blits. Dan strooi jy oor dit. Wat maak jy dan? Dan laat jy die vuurtjie. Want sonder daai vuurtjie kan hy vuur nie brand nie. Dan steek jy hom in die brand. Sonder die planke, of die hout, of die charcoal, wat jy het ook wil doen. Sonder die blits. Sonder al die bybehore, kan hy vuur nie brand nie. Krag. Maar die grootste ding is dat hy vuur aan die brand maak, en wat hom aan die brand hou, is die hout, en die bygoeders wat jy daar het, wat moet vlam vat, om in die brand te kan bly. Nou vroeger jare, toe ons nog allemaal in die wêreld was, en hulle het gesê, ons gaan vanavond braai. Som? Ek het 3 sakke hout gebrand, voor ek ons begin braai het. Jy het hout gegooi, en jy bly gooi, want hoe meer jy gooi, hoe meer drink jy. Hoe meer jy gooi, hoe meer doen jy ander dinge. Amen. Dit is geen heilig is vanmôre nie. Ek is kindig gewees daar in vroeër jare. Ek het dit baie gedoen. Jy het daai sak vuur, hout wat jy gekoop het vir 3-4 keer se braai, het jy nie 'n ander opgebraai. Want jy gaan nou braai. Daar's 'n spreekwoord wat sê nou gaan ons braai. Nou ek weet vanmôre wil ek dit opsoek. Wil ek dit skuif. En ek wil dit verander in die geestelike terme. Vanmôre. Van aan die vuur wees, aan die brand wees. Dis Pinkster. Ons moet as kinders van God almal aan die brand wees vir die Here. Ons moet as kinders elke dag van God, elke dag moet ons vir die Here iets doen. Elke dag moet ons vir die Here sê, Here, dra my deur hierdie dag. Here, help my om te kan lewe. Help my om vir U te kan werk.
help my om vir u iets te kan doen. Maar ons moet as kinders van God, moet hy vuur in jou hart in die brand gesteek wees. Die ywer moet daar wees. En die ywer van die mense moet in jou hart wees, die liefde van God, sodat jy aan die brand kan bly vir die koning van alle konings. Die hout en die blits en die charcoal wat ons gebruik, sien ek vanmôre as die woord van God, wat jou die voeding gee om aan die brand te kan bly vir hom. Dit is hout wat jy moet insamel, dit is hout wat jy moet optel, dit is hout wat jy moet inneem en op die vuur die plaas om dit aan die gang te kry. Maar ook, het hy vir ons gesê, toe hy opgevaar het, het ons leerlike, ek sal vir julle trooster stuur, die Heilige Gees, om julle te leer en julle te lei, en die Heilige Gees is vanmôre in elke kind van God, sy lewe, die vuur toe, wat die volk aan die brand steek. Dit is vanmôre die vuur wat in jou moet wees, om daar te kan sê, Here, ek wil vir jou werk, ek wil vir jou nie om vir jou te werk nie, want die vuur binne jou moet borrel, dit moet so warm word, dat jy nie wil weer stil sit nie. Jou hart is vanmôre die oom wat moet warm word, en hy kan nie warm word, as daar die liefde van God in jou hart is nie. Jou vuur gaan doodgaan, as jy hom nie voed nie. As jy die vuur nie voed met al die dinge wat jy nodig het, bestanddele nie, gaan hy vuur doodgaan. Halleluja. Hy sê vir ons, dit is maklik om te sê, Here, Here, maar doen nie dit wat die Here vir jou vra om te doen. Jo. Hy sê vir ons begeestering. Dit is 'n goddelike begeestering om die liefde in jou hart te hê, om te kan uitgee. Dit is 'n geestelike begeerting vir jou om die vlam in jou hart te kan hê, om vir God te werk en om vir hom te lewe, te sê, Here, ek is in herwinning. Dit maak nie saak wat om my gebeur nie. Ek is in herwinning vanmôre, van jy die liefde in my hart geplaas. Jy die ywer in my lewe gegee. Jy het my nie die selfsug gegee nie, dat ek daar kan buitekant kan uitlewe, dit wat God wil hê. Nou ek wil vanmôre vir jou vra, wat beteken begeestering? Begeestering. Wat beteken begeestering? Sorry brother. Dit was vir die AT, of so sê die verklarende woordeboek sê. Wil ek nie verkeerd sê. Met enthousiasme en met ywer. Jy moet ywer enthousiasme hê, dat God die lewe of die vuur in jou hart aan die brand kan steek, sodat jy kan ook sê, ek is warm vir die Here. Hy wil van jou hart moet warm word, en as dit warm is, sal jy in lewe bly lewe, solank as wat jou hart warm is. Solank as wat jy die liefde van God in jou hart het, en die ywerheid, en die enthousiasme, moet jy as kind van God, moet ons vra elke dag, Here, hou ons aan die brand, Here, hou ons, dat ons kan lewe, Here, hou ons, dat ons die wêreld aan die brand kan steek. Dat so rottiespreiders vanmôre oorlewe, maar die dag toe hy tot bekering gekom het, was hy so warm vir God, dat hy van kerk tot kerk gry, as 'n kerk stop en is klaar, dan hy sy vrou en kinders in die kerk, dan ry hulle dan soek vir die volgende kerk, waar daar nog kerk gehou word, want hy het gesmag na die Heilige Gees, hy het gesmag na die herlewing wat daar is. Maar ons as kinders van God, het dit tot vernietig, ons het dit tot verloren laat gaan. Kan jy dit sê, pastoor? Ja, ek sê dit vanmôre. Want vir die geringste dingetjie, dan wil ons eerder braai. Vir die geringste dingetjie wil ek eerder by die huis bly. Vir die geringste dingetjie wil ek my opblaas, as iets nie na my sin gaan vanmôre nie. Maar as jy die vlam van God in jou hart het en die vuur brand, gaan jy verby al hierdie dinge werk. Jy gaan verby al hierdie dinge kyk. En jy gaan sê, Here, hou die vuur aan die brand. Hou my hart warm. Here, laat ek kan uitgaan. En dat ek onder lewing en onder die herlewing sal bly. Sodat ek ook my medemens kan aansteek. Om herlewing te kan ervaar.
vandag se lewe is ons siele in 'n baie bekommerde toestand. Amen. In die wêreldse toestand daar buitekant is almal se siele onder bekommerde toestand. Skoon net. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou hart is soos 'n oond met 'n koorsteen. Kom, in die ou dae het ons die kaggelstowe gehad. Wie kan dit onthou? Daai koeltjies gegooi. As die uitlaatpypie daar aan die buitekant om die rook uit te vat, as nie in die huis al die rook het nie. Jou hart is vanmôre ook 'n oond. 'n Kaggelvuur. Maar daar gebeur dinge. Weet op die plaas het met daai oonde gewerk. Met die oonde, die kaggeloonde, weet baie daarmee gewerk. Halleluja. Na rukkie, dan klop daai koorsteen op. Dan raak hy verstop. Van al die roet en alles wat daar deur hardloop. Wat gebeur dan? Ek kan my ouma altyd nog onthou. Martin! Dit is my oupa. Kom ek skoon hierdie kaggel. Al die rook trek in my huis in. Moet oupa Martin mag gaan, dan moet hy die pypie uithaal, buitekant toe vat, gaan uitslaan met al die, wat soos die stof, en al die nietigheid daar uitkom. Dan kom sit hy om terug. Dan steek ouma weer die vuur in die brand. Behoed sy siel as daar nog rook en hy kom by sy kom. Behoed vir hom. Hy sal moeilikheid kry. Net soos ons kinders van God skoorstene. Ons het baie keer vol goed in ons skoorstene, wat ons wil vashou, wat ons nie bereid is om skoon te maak, sodat die vuur, as dit aangesteek word, dan uitbore buitekant die rook, wat gegeurde rook, dat die mense daar buitekant kan sien, dat God lewe nog, God red nog, God maak nog gesond. Ons tot op, soos wat die ou koolstoof as 'n koorsteen opgegaan het. Maar die woord van God sê vanmôre, kom ons vat 'n besem en ons vee daar die vuiligheid wat dit ons keer om die lewe na buitekant en die gees na buitekant uit te stuur. Kom ons vee dit 'n bietjie weg. Kom ons maak dit uit jou lewe uit. Sodat as die Heilige Gees weer daar op jou en hy besit vas van jou hart en jou siel, dat jy die brand sal raak, dat die vuur sal vlamvat onmiddellik, sodat jy kan sê, Here, ek is aan die brand vir U. Die kerke is dood. Sjoe. Die kerke gaan dood. Die kinders van God gaan dood. Want ons laat nie toe dat die Heilige Gees ons aan die brand steek nie. Ons het nie genoeg materiaal opgegaar om in die vuurtjie te kan sit, sodat die Here die Heilige Gees op jou laat neerdaal en die vuur aan die brand gesteek word nie. Nou hoe kry jy voeding vir die vuur? Deur die woord van God te bestudeer en te lees. Op jou knieë te wees elke dag. En te sê, Here, steek my aan die brand. Daar's 'n koortjie wat sê, Vader, steek my weg onder die bloed. Vader, steek my weg onder die bloed. Ek wil vanmôre vir jou as kind van God vra. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees weer ons vuur aan die brand steek in ons hart. Kom ons laat toe weer, dat die duiwel nie in ons pad kon staan, om ons te blokkeer, om die vuur in ons harte te hê nie. Dit is al baie gesê, maar gaan dit weer sê vanmôre. Daar's baie kinders van die Here wat dink dat die duiwel is dom. Daar's baie mense wat dink die duiwel is dom. Ek wil vir jou sê, ek wil jou waarsku vanmôre, pas op. Hy is slim.
Die woord van die Here sê dat hy ken die Bybel meer as baie van ons. En nou, omdat ons nie die woord van God ken, en ons dit nie inneem om voeding te kan kry nie, vertel daai man vir jou 'n klomp stories. En weet jy wat, die hartseer is, dan glo ons hom. Want ons het nie die Heilige Gees in ons hart, omdat ons aan die brand hou, dat ons kan sien en kan weet, dat die duiwel besig om vir jou leuns te vertel nie. As die vuur aan die brand gesteek word, die dag toe jy tot bekering gekom het, wat het gebeur? Jy het geborrel. Jy kon nie genoeg kry nie. Jy kon nie genoeg uiting gee daarin nie. Amen. Ek het gesê, toe Here my Heer, ek was gevul met die Heilige Gees en tot bekering gekom, so hulle sê in tale gepraat toe ek 12 jaar oud was. Toe begin ek werk en ek begin wegdwaal van God af. En een aand op pastoor Flippie Gerber se kerk, net voordat ek en my vroukie uitgegaan het en begin uitgaan het. Die Sondag aand, die preek pastoor Gerber oor die vuur in jou, die Heilige Gees wat van jou besit moet neem. En ek het daar gestaan en sê, Here, ja, ek wil ook, maar asseblief, as jy die Heilige Gees vir my gee, laat dit saggies gebeur asseblief. Jo. Ek het die Here voorgeskryf, as die Here gee my die Heilige Gees, maar ek wil dit saggies hê. Ek wil nie aangaan soos baie mense aangaan nie. En ek het oopgemaak vir die vuur om in te kom. En 15 minute later te word, kom ek by myself en wonder, wie is die man wat so gauw hier in die kerk? En so hard praat, en so hard in tale praat. Toe sit die oukie ek. Toe praat ek harder as wat 900 mense in die diens is. Toe vat die Here vir my nou dop vir my om. En hy sê vir my kind, jy het gevra vir die vuur. Ek gaan vir jou die vuur gee. Oorvloedig. En dit was die wonderlikste aand in my lewe daar. Toe die Here my weer terug op die pad gebring het. Dan raak jy ouer. Dan begin jy trou. Ha, nou is ek by jou baas. Kom aan, hoe is jy? Wie het op skool al gesê, hy sê getrouwd. Kom. Ek wens ek kan Here, asseblief, hou my net dat ek getrouwd kry. Here, kom asseblief nie nou, ek wil nie eers getrouwd in my huis uitgaan. Dis waar. En wat gebeur? Die Here het jou bewaar. Jy is later getrouwd. En jy sê. En toe jong was hy gesê, ek wil nie so oud word, so die oom, hy is dan baie oud, as hy 35 die oom, of 36, hy is te oud, ek wil nie so oud word. Jy gaan verby die ouderdom. Jy het vergeet van die vuur in jou hart. Want jy dink die sien al die dinge van die wêreld raak. Dan op 'n stadium en kom sê, hey, alle respek, toe die rand word 90 nou November. Die man wil nie 90 word nie, as die manier nie. So wat maak jy? Jy maak die vuur van God dood in jou hart. Want jy nou begin nou voorwaardes vir God stel, vir wat hy moet doen. Dit blus jou vuur onmiddellik uit. Want jy kyk nie meer na jou hart nie, en of die vuur in jou hart werk nie, en of het aan die brand is nie. Jy begin nou kyk aan wêreldsdinge, wat nie met jou moet gebeur nie. Hulle sê mos, bo 80 is jy ouer as 'n mens. Bo 90 is jy ouer as 'n oupa grootjie. Dan kom jy by 100. Dan vra die wêreld, hoe kan daai ouder nog lewe?
Wat is die oudste mens nou in die wêreld wat hulle gevind het? 117 jaar. Het hulle nou 'n persoon in China of ergens gekry wat 117 jaar oud is. En toe het hulle vra, so why do you say you are? How can you say what helped you to come this old? En ek het tot 'n skok gekom. En sy woorde was, God keep me alive. En ek het my vader en my moeder geëer, terwyl ek nog jong was. En ek wil vanmôre sê, jy kan geestelik, kan jy 200 jaar oud word. As jy God en die Heilige Gees eer. En jy vir die Here sê, Here, hou my aan die brand. Stuur vir my die Heilige Gees, om my hart aan die brand te hou vir U. Sodat ek kan uitgaan, en kan gaan verkondig, soos wat U wil hê ek moet doen. Dit het tyd geword dat ons as kinders van die Here, en as pastore, begin sê, Here, hou die vuur aan die brand in my kerk. Here, hoe waar ons elke Sondag dat toe kom, vra ons vanmôre, hou die vuur aan die brand, sodat ons 'n lewing kan hê, elke Sondag wat ons in die huis van die Here is. Doen ons dit nog? Vra ons die Here nog om vir ons die vuur te gee? Vra ons nog vir die Heilige Gees om dit aan die brand te steek vir ons? Nou wil jy vuur maak. Jy gebruik so 'n stukkie blits. Gebruik 4 stukkies charcoal. Jy sit net so 2 klein takkies daarop. Of vat jy die vuurtjie en dan steek jy daai vuur in die brand. Nee. Hy gaan brand. Maar nou kom mama daar uit met die vleisbak en sê vir jou, jy moet nou hierdie vleis begin gaar raak, ons maak honger, gaan maak ons raak nou honger. Dan bring sy vir jou 'n bak vleis en daar 6 stukke wors. Daar's 4, wat noem hulle dit, choppies. Daar's 3 stukkies steak. Daar's 'n hele rek ribbietjies. En daar's nog braaibroodjies op wat jy moet braai. Nou jy daai klein vuurtjie in die brand gesteek. Ek vra jou, hoe gaan jy daai vleis gebraai kry? Nou vra jy vir die Here, Here, steek my hart in die brand. Maar gee my net 'n bietjie. Nee, ek bietjie, Here, ek wil nie baie hê nie, want ek wil nie die mense daar buitekant moet sien my hart is aan die brand vir U nie. Ek wil nie hê die mense moet sien ek is besig met herlewing in my lewe nie. Ek wil nie hê die mense moet sien dat jy my gesalf het en dat ek kan begin ronddans en die woord van God begin uitleef van wat gaan hulle vir my dink. Ons as kinders van die Here is geneig om vir die Here te vra vir klein stukkies vuur in ons. Ons vra nie vir die hele vuur, om vir die hele bier te kan vuur maak nie, om vir die hele bier te kan braai nie. Want jy is te bang as jou medemens na jou toe kom, gaan hy vir jou vra vir 'n stukkie van jou braaivleis. En jy gaan nie jou braaivleis wil jy nie uitdeel nie. Dit gaan so met ons geestelike lewens ook. God gee vir ons, maar ons is te bang om dit uit te deel, van ek wil dit vir myself hou, om Leon het verlede Sondag aand het so mooi gestel. Ons hou dit vir onsself. Ons wil dit nie uitlewe die herlewing na buitekant toe, dat die mense kan sien ons is kinders van God nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, kom ons as kinders van God, vra vir God vanmôre. Here, gee die ywer terug in my hart. Gee die entoesiasme terug in my lewe. Here, dat ek sal aan die brand kan raak weer vir U. Here, maar om myself aan die brand te hou, wil ek vanmôre sê, Here, sal ek elke dag die woord lees. Ek sal elke dag bid. Ek sal elke dag op my knieë gaan. Here, ek sal uitgaan en vir die mense daar buitekant gaan vertel dat ek het 'n vuur in my. Dat God lewe, God maak nog gesond, God red nog siele. Maar ons moet daar buitekant dit gaan uitlewe. Maar jy kan dit nie doen as jy net 'n klein vuurtjie in jou hart vat. Jy gaan nie borrel nie.
Jy gaan te bang wees om vir die mense daar buitekant te gaan vertel. Jy gaan te skaam wees. Ek het 'n gesegde wat ek sê, as jy by my kom eet, of jy sit en eet hier agter, eet genoeg tot jy vol is. Amen. Moenie skaam wees nie, want as jy skaam is, gaan ek jou vleis vat. As jy net so 'n stukkie vleis vat, en ek het jou 3 stukke vleis gepak, gaan ek die res van jou vleis gaan ek eet. En ek hou van vleis. Amen. Dit gaan die duiwel nou doen. Want jy gee net daai bietjie vuur uit daar buitekant toe. Die duiwel like die vuur wat jy het, as dit klein is. Want wat maak hy? Nou speel hy met jou woer. En hy vertel jou 'n klomp stories. Maar as jy 'n groot vuur in jou hart het, jy die ywer en entoesiasme, kan ek jou beloof, en jy lewe met daai vuur uit daar buitekant toe, gaan die duiwel te bang wees om jou te try stop. Want hy weet, dat daai vuur vlam vat, en daai vuur kom in werking, word hy gebrand. Die Here het die duiwel gestuur na die hel toe, amen. Af, jy gaan in die hel brand. Ek wil vanmôre die vraag vra, hoekom is die duiwel so min in die hel? Hy is hel toe gestuur. Hoekom is hy so min daar by sy plek? Halleluja. Hoekom is hy so min in die hel? Hy het vir ons, hoe sal men sê, hy het vir mense aangestel om seker te maak dat die vuur warm bly. Hy het vir trawante wat hom help om hy vuur warm te bly. Maar hoekom is hy so min daar om te gaan kyk of alles reg is? Halleluja. Want hy weet dat die Christene wat die boere is, wat daar buitekant is, het ek 'n klein vuurtjies, en hulle is bereidwillig om hulle vuur vir hom te gee, sodat hy nie nodig het om van die hel af saam te bring nie. Hy kom maak hulle met mekaar onder die kinders van die Here. Dis hoekom hy homself daar onderhou nie. Want het is veel makliker om onder die kinders van die Here te begin werk, en die vuur wat hulle het, te kan afbrand, en te kan vat, en te kan sê, man, jy lewe dit nie uit soos wat God sê, jy moet uitlewe, gee daai vuur vir my. Dan steek hy jou as kind van God, in die wêreld die buitekant aan die brand, om te mekaar op te tree, en te mekaar te veg, en te mekaar sleg te sê. Want ons as kinders van God laat dit toe vanmôre. Ons as kerke laat dit toe, die pastore laat toe, dat die kinders van die Here vervaal, en die Heilige Gees nie meer in die kerk kan werk nie. Want daar is te veel riekmerols wat op 'n preekstoel moet plaasvind. Daar is te veel goed wat in my kerk moet gebeur. Jy voed die duiwel met die vuur, om jou te brand, sodat jou gemeente ook afbrand. Hy steek ons as kinders van God in die brand, sodat ons medemense om ons ook vernietig, en jouself vernietig. Dit is vanmôre hartseer om te sien, dat ons as kinders van God toelaat, dat die duiwel die vuur in ons harte doodmaak. En ons gee nie vir onsself genoeg voeding, om daai vuur aan die brand te hou nie. Ek gaan afsluit. Ek wil vir jou vra vanmôre, as jy as kind van God vanmôre wil sê, pastoor, ek wil die ywer en die entoesiasme teruggee in my lewe, in my hart, my oond, sodat ek weer vir God kan meer doen, en die plek in die brand kan steek. Wil ek vir jou vra, steek net jou hand op. Pastoor, ek wil vanmôre die koorsteen van my wil ek bietjie skoon maak. Hier's 'n paar dinge wat in my plek wat blok, dat die vuur en die rook, die goeie rook, en die rook met die geursel, nie kan uitgaan na buitekant toe nie. Die pastoor, ek wil vanmôre vir die Here vra,
Here help om daai koorsteen skoon te maak. Al daai veiligheid en dit wat blokkeer, dat ek 'n lewe na buitekant toe vir die mense buitekant kan bewys, dat ek het lewe in my. Want God het my hart aan die brand gesteek. Wil ek vra vanmôre, steek dit jou hand op. Halleluja. As jy voel vanmôre dat jy het gebed nodig. Ek sê nie jy is 'n sondaar nie. Maar daar is dinge wat aan ons pad kom, wat ons verhoed om die vuur daar na buitekant toe uit te lewe. Ek sê nie jy is 'n sondaar as jy iets in jou pad langs kom en jy het geval nie. Maar ek is dankbaar dat die woord van God sê, as ek gefaal het, kan ek op my knieë gaan en sê, Here, vergewe my en help my, sodat ek weer kan opstaan. En hou my hand vas, because I can't even walk. Here, ek kan nie loop as jy nie my hand vashou nie. En as ek kom ons baie keer val, dat ons vure doodgaan, want ons los die Here se hande. Here, nie nou nie. Ek is nie nou gereed nie. Dis waarheid, suster. I'm not qualified now at this stage to do what you want me to do. Maar jy hoef nie qualified te wees nie. As God vir jou 'n werk gegee het om te doen, om die herlewing te laat plaasvind, en jy sê vir God, Here, maar ek het nie vanmôre, het ek nie die kwalifikasies om dit kan doen nie. Kan ek vanmôre vir jou iets sê, jy moet mooi hoor wat ek sê. Jy kan 30 sertifikate hê om te sê ek het 'n kwalifikasie. Jy kan 70 grade hê, maar die kwalifikasie wat jy moet kry, kom van die Heilige Gees af, wat die vuur in jou opsteek. Jy het nie nodig om sertifikate te hê om vir God te werk nie. Jy het nie nodig om papiere te hê nie. Al wat jy nodig het, is die Heilige Gees in jou hart, wat die vuur kan aansteek en die mense om jou in die brand kan maak. Jy het nie nodig om 'n bankrekening te hê, jy het nie nodig om wielde te hê nie. Jy het nie nodig om 'n mechanic te kan wees om dit te kan doen nie. God gee vir jou en hy leer jou wat om te doen. Hy lei jou wat om te doen. Nou gaan jy vat jou kar na jou eie Mercedes, door die pa. Nou vat jy weet jou kar moet vandag gediens word. Amen. Nou vat jy jou kar na die kom ons noem die ou om Gijsie toe. Nee, nie om Gijsie nie. Om Frans toe. Oom Frans is 'n mechanic. Amen. Is hy 'n Mercedes mechanic? Is hy 'n Volkswagen mechanic? Is hy 'n diesel mechanic? Is hy 'n petrol mechanic? Maar jy gaan jou kar na hom toe vat. Hoekom? Hy's 'n mechanic, hangie suster. Want hy sê hy's 'n mechanic. Het jy sy papiere gekyk? Het jy seker gemaak watter mechanic hy is? Vir watter tipe kar, watter tipe... Nee. Maar jy ken hom baie jare. En jy weet, ek gaan altyd so toe. Hoekom? Want hy is die goedkoopste. Hy vra 'n appel en 'n ei, dan maak hy jou kar reg. Nou vra ek vir jou, het jy al gedink waar hy sy ondervinding gekry het? Hy is nou al 30 jaar 'n mechanic. Hy het die ondervinding gekry met al die karre wat hy opgewerk het. Ja. Sy praktiese tyd. Hy het al soveel prakties agter sy rug. Baie keer meer as wat jy oud is. Jare oud is. Soveel jare is daai ou al 'n mechanic. Nou vat jy jou kar na hom toe. En hy sê vir jou, nou, kom aan. Hoe maak 'n mechanic? Het jy al gekyk as jy jou kar vat? Staan jy daar voor die bonde en maak jy op 'n start jou kar en sê. Dis die waarheid. Wat fout jy? Boeta. Dit gaan jy 'n klomp geld kos om die kar reg te maak. Nee, dis reg hoor.
Wat is klomp geld oom? Wat is fout oom? Nee, jy het 'n nok op jou beenie, jou rokkers klap hande, jou petrolpomp sing en die bissies bewe en jou oliepomp gaan nie baie lank hou nie. Dit gaan jou R7,000 kos om jou kar reg te maak. Wat gebeur? Jou boot stap 3 keer verby jou skoene. Panic mode. Nou waar, panic mode, waar moet jy nou R7,000 kry om jou kar reg te maak? Here, ek het R7,000 nodig, voorsien vir my asseblief. Voor die Here vir jou antwoord gee, vat jy jou kar vir hom. Hy maak hom reg. Nou gaan praat jy mooi met hom. Joh, kan ek jou afbetaal 'n maand asseblief? Ek het hier's 'n paar rand, maar kan ek. 2 dae later ry jy, dan klap jou kar weer hande, dan sy tap is weer los, papa. Daai oliepomp sing en die bissies bewe. Jou rokkers, as jy daar voor die kar staan klink of hy deur die pistons gaan klim enige oomblik. Hoekom gebeur dit? Want jy het nie na die regte persoon toe gegaan nie. Jy het gegaan na iemand toe wat jy ken, wat die cheapste is. Dit is wat ons as kinders van God moet doen. Ons gaan na die mense toe, om die mense te gaan hoor wat hulle te sê het oor wat fout is in my lewe. Ons gaan nie wat hulle noem, ons gaan na die backyard mechanics toe. En die duiwel weet, jy gaan na die backyard mechanic toe gaan. Want jy het die vuur in jou hart, om te sê, Here, ek kom vanmôre na U toe, om my weer aan die brand te steek nie. Jy wil vir die mense om jou vra, steek my weg, onder die bloed, en Here, sister, maak my nie brand vanmôre. Ons wil wag dat iemand anders in die kerk, as ons 'n diens het, eers aan die brand moet kom, en daai persoon moet al die ander mense aan die brand steek. Vergeet daarvan asseblief. Die vuur gaan alleen begin by jou. Jou vuur gaan maak, dat iemand anders dalk aan die brand gaan kom. Maar as jy daar instap elke oggend op 'n Sondagoggend, moet jy al reeds onder die salwing wees. Jy moet al reeds ingebid wees vir die diens. Jy moet al reeds vir die Here gesê, Here, ek kom vanmôre om te ontvang uit die hand uit. Hou hierdie vuur my hart in die brand, Here. Steek hom aan die brand vroeg in die diens, sodat ons kan as gemeente kan herneming ervaar, sodat ons kan as gemeente, Here, kan uitlewe na buitekant toe, dat die wêreld kan sien, die rook wat uitkom uit ons is, die geur van dit volkome en sterk genoeg is om mense in te trek na die dienste. Maar ons wil na die backyard mechanics toe gaan. En ons gee ons vuur vir die duiwel, sodat hy ons geestelik kan uitbrand. Hy hou daarvan. En as hy jou vuurtjie het, gaan hy vir jou genoeg olie gee. Hy gaan vir jou genoeg petrol gee, om jou uit te brand, om jou siel af te brand en af te kraak. Hy gaan dit doen. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy die vuur van God af met die Heilige Gees ontvang het, en jy voed daai vuur in jou hart, jy die ywer en die entoesiasme in jou hart, kan ek jou beloof vanmôre, dit maak nie saak wat die duiwel gaan probeer nie, hy gaan nie reg kry om jou vuur te dood nie. Hy gaan nie reg kry om die kerk se vure te dood nie. Ons moet vanmôre met ons as kinders van die Here sê, Here, ek gaan vir jou al die materiaal gee om my vuur aan die brand te hou. Stuur vir my die Heilige Gees om aan die brand te kom steek vanmôre. Stuur vir my die Heilige Gees, Here, om die vlammetjie wat in my hart is groter te maak. Dat dit kan brand, sodat ek kan uitborrel na buitekant toe en te kan sê, Here, ek lewe vir U. Ek wil die woord uitkry na buitekant toe. Kom ons buig die hoofde. Jy wat vanmôre sê, ek wil vanmôre hê die Here moet my skoorsteen in my hart skoon maak. Wil ek jou vra, staan net op jou voete. Sê vanmôre, Here,